En toe was daar appelsap aan die terras. So ja, dit is die dag na Jack se partytjie gewees. Dit was besig gewees. Ek kon nie my pizza klaar maak nie. Dit my defeat. Okay, so kom ons begin net met die charity. So my idee vir die charity is eintlik maar half 'n noodjewel ding. Jack, ek het die idee dat ek en jy kan dalk vir van Donder toe gaan vir Bianca of iemand wat, ek weet nie, in charge is wat ook al. En vir hierdie die volgende pitch. Charity hou waar ons so 'n soort van 'n entrepreneursdag hou, as jy veel soos dan doen ons die stalletjies en goeders. Except obviously regel ons dit om nou soos 'n Monopoly te wees. Maar dan hou ons 'n sportdag waar die A en B spanne van die skool kan teen mekaar speel. En dan terwyl dit aangaan, het hou ons entrepreneursdag dingetjie op by die veld. Dan by die tweede kwartaal, wanneer ons almal toetse skryf, eendag waar ons almal 'n toets skryf, byvoorbeeld Afrikaans of iets, dan kan ons daai dag so reël. En dan kan ons die geld wat ons kry gebruik as proceeds na charity toe. Dan kan ons net 'n charity identify of iets. As iemand wat hierdie video's kyk soos 'n idee het of dalk Jack julle self, post dit in die comments wat die charities ons dit nou toe kan bring. Die Bethany House idee, Jack se Bethany House idee, ek like dit baie. Ons moet definitief sien toe gaan, ons het laaste keer veilig gesê ons wil weer veilig moet kuier. Okay, so, nou wil ek 'n bietjie filosofies raak. The story you're about to hear is true. Toekomstige Ariese raslede, as julle weer hierdie video kyk. Hier is wat aan Arie se kop aangaan die laaste ruk. So, ek het bietjie begin dink oor die lewe. Surprise. Die grootste goed wat ek voel is jy weet in my kop daar sit is vriende, tyd en missions. So kom ons begin by vriende. En ek kyk baie keer na Jack se verjaarsdagpartytjie, goed soos die introhoor. Jy kry hierdie oomblikke waar jy kyk na die mense rondom jou en jy besef dat this has to last forever. En dit voel baie keer asof dit nie regtig gaan nie. Ten minste hier op die aarde gaan dit nie vir ewig last nie, want jy gaan nie vir ewig hier op die aarde met jou vriende kan kuier soos wat jy wil nie. Jy het stuff om te doen, jy het 'n lewe om te leef. En die punt wat ek seker wil maak is, ek het soveel vriende en ek het soveel familie wat by my staan en soveel keer dat ek eintlik, omdat ek 'n dom goed geglo het van hulle wat my heel moontlik, jy weet, mense wat jy kan seermaak en stuff soos dit, het ek vir die veiligheid om nie seer gemaak te word nie, het ek om met daai mense te wees. Ek het 'n keer prys gegee om dit het half 'n ding geword waar ek nie eens meer omgee of ek myself uitsluit van mense af of nie. En ek weet dit lyk nie so by die skool nie, maar jy weet, jy kry jou tye. Tyd, ek dink baie keer soos die laaste ruk oor die tipe goeders wat ek wil bereik in my lewe. En ek hoop en bid net vir die dinge wat ek wil hê moet gebeur en wat ek wil sien, dat die tyd net genoeg sal wees. As dit ooit oor die tyd gaan, as tyd ooit 'n faktor is, dat daai goeders sal gebeur. Ja, en dan die derde ene, missions, die stap wat ek graag wil sien gebeur in my leeftyd en die stap wat ek wil beleef, is ek wil 'n wêreld sien waar ons weet wie ons is en net uitvind wat se tipe storie skryf ons wanneer ons weet wie ons is. Hoe lyk 'n wêreld wat vol mense is wat tevrede is met hulle self wanneer hulle weet wie hulle is. Die blote feit dat ons ontevrede is met hoe ons dink ons is of wie ons dink ons is, baie keer praat van die feit dat ons sien nie regtig wie ons is nie, want as jy nie accept wie jy is nie, dan wil jy teen nie dit wees nie. Iets binne jou is, daar's iewers iets wat binne jou praat en dit sê vir jou dis nie waar nie. Dis nie al wat jy is nie, of dit is glad nie hoe jy is nie. En ek het wakker geword vanoggend met hierdie ding wat al van my broei en dis 'n droom en dit is 'n hoop en dit is 'n expectancy vir 'n nuwe wêreld. Nie omdat die wêreld te veel probleme het of te sleg is op hierdie stadium nie, maar omdat ek in 'n beter wêreld glo as die ene wat ek sien. Dit beteken dat ek gaan moeilike dinge moet kan doen, soos mense vergewe wanneer hulle sleg doen, want ek glo in 'n beter wêreld. Ek glo in 'n beter helle. Ek glo in 'n wêreld waar pyn nie meer iets sal wees wat my ooit kan stop nie, al voel ek dit. Dit beteken dat ek gaan moet vasbyt en ek gaan moet deurdruk met die dinge wat ek begin. En ek gaan meeste van alles moet weet dat die storie gaan nie oor my nie, maar dit include my. En ja, so ek voel vanoggend ek het begin agterkom wie ek is en ek het begin leer wie ek is.
En op hierdie stadium kan ek sê dat ek begin hou van wat ek sien. En dit is iets wat ek hoop nie net vir myself nie, maar vir Arie se ras en die res van die wêreld wat nou uitgereik word deur hierdie video. So ja, dit is Arie se manier van praat oor dinge en ja, ek hoop dit beteken iets nie net vir nou vir Arie se ras nie, maar ook vir die mense rondom ons. So ja. Daar is dit. En ja, tot die volgende keer. Dit is Arie met sy diep dink en ja, kom ons bring dit terug. Grace and peace and mercy. Tot die volgende keer. Ciao. Bye, ciao. Wanneer ons in 'n beter wêreld glo, dan moet ons ook laat gaan van die foute wat ons gemaak het en ons gaan die foute wat ander ook gemaak het moet laat gaan. Nie net omdat jy iets het om te doen nie, wat jy wil bereik nie en onvergifnis en daai tipe dinge gaan dit keer nie. Maar omdat as ons in 'n beter wêreld glo, beter ons besluit dat die beter wêreld sluit in 'n wêreld waar almal nie net hulle self maar ander mense aanvaar en ek dink dit gaan baie makliker wees wanneer ons onsself begin liefhê. Okay, dis al. Dis hopelik al vir vandag. Ciao. Bye, ciao.